Goeiemôre, dit is woensdagoggend 4 Junie 2025 en ons is in die 6de maand van hierdie jaar. Ek groet julle dan almal ook hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vanoggend wil ek 'n aanvullende deel bring tot gister se gesprek, die hele kwessie van die drone-aanvalle wat in Rusland plaasgevind het. En ons het gehoor dat hierdie is nie die eerste grootskaalse swermdrones wat gebruik was nie, maar dat dit heel eerste gebruik was in 'n aanval op Putin se helikopter waarin hy vervoer was, terwyl hy na Sint-Petersburg gereis het per helikopter. Toe is die helikopter deur drones aangeval, maar was onsuksesvol. En Rusland het toe weerwraak geneem en baie missiele Oekraïne ingestuur en Trump was woedend daaroor. Tot hy uitgevind het, eers nadat 'n joernalis hom gevra het oor wat hy dink aan die sluipmoordaanval op Putin. En dit het baie mense die vraag laat vra. Dit wil voorkom asof Donald Trump geen kennis gedra het van hierdie aanslag op Putin se lewe met 'n swerm drones nie. Net so ook nie hierdie drone-aanval wat plaasgevind het op die bomwerpers van Rusland nie. En ja, ons het nou bevestiging gekry dat daar 5 bomwerpers definitief vernietig was. En daar is nog van hulle wat beskadig was, maar nie vernietig nie. Maar weer eens wonder 'n mens wat hier aan die gang is. En een regeringsamptenaar het vorendag gekom en gesê, maar hierdie drone-projekte het begin in die Oudtopen Biden administrasie era. Daardie planne was toe al aan mekaar gesit oor hoe om die drones binne in 'n container of nie 'n vraghouer self nie, maar 'n vraghouer wat omskep is in 'n tipe van 'n huisie. En die drones was in die boonste 6 duim versteek gewees met 'n vals dak en sonpanele bo-op, en met die oomblik wat dit in aksie gaan, val die boonste paneel weg, die dak, en met die sonpanele, en het die drones dan almal opgestyg bo uit die dak uit. Maar as jy by die deur van hierdie huisie sou inklim en inspeksie doen, kon jy nie die drones sien nie, omdat dit bo op die plafon was. 'n baie slim plan, wat mense in Oekraïne en in Oekraïense veiligheidsdienste gesê het, dat hulle is nie in staat om so iets te doen, te beplan en te koördineer nie, want al daai drones moet beheer word, moet gestuur word, dit vra groot kundigheid en kennis om dit te kan doen. En die vraag is, wie is daar agter? Wie orkestreer dit, of wie het dit georkestreer, en is die deep state dan nog steeds aktief in Amerika, al is Donald Trump, wat as vredemaker beskou wil word, is Donald Trump maar net op die voorgrond, of is daar nog steeds iemand agter hom, wat sonder sy en sy administrasie se medewete voortgaan om hierdie klandestiene aanvalle teen Rusland uit te voer. Ons het ook gesien dat daar was 'n aanval weer eens op die Kersbrug gewees, wat al soveel aanvalle gehad het in die verlede. Weer eens was dit 'n seewaartse poging gewees, en is die vraag weer 'n keer gevra, wie is verantwoordelik daarvoor, wie sit daar agter, want dit is beslis nie die Oekraïense vlootlede self of hulle spesiale magte nie. Nou,
Dit laat 'n klomp vrae en 'n klomp probleme. Maar dit is baie interessant dat senators Lindsey Graham, een van die warmongers, om het so uit te druk, en senator Blumenthal na Oekraïne gereis het, sonder die wete van die Senaat en of Donald Trump se administrasie. Het hulle na Oekraïne gereis om die Senaat se steun aan Zelensky en Oekraïne toe te ken. Nou, in my boeke is dit verraad teenoor die Trump-administrasie, en ek gaan julle nou hierdie insetsel speel, dat julle net kan hoor wat word daar gesê. Hierdie is 'n onderhoud. Next week, that the Senate will start moving the sanctions bill. There are House members that are ready to move in the House, and you'll see congressional action. President Trump said that this next 2-week period will be outcome determinative. I see nothing about the meeting in Monday in Istanbul to give me any hope at all that Russia is interested in peace. So when this 2-week period is over, I think it'll be pretty clear to everybody Russia is playing a game at the expense of the world, not just the United States. Nou, Lindsey Graham het 'n wet wat hy deur die Senaat wil voer, wat deur Donald Trump geveto kan word, en hy wil die wet deurvoer wat nou weer 'n klomp steun aan Oekraïne gaan gee, maar dis onrusbarend dat hier gedruk word en bly gedruk word vir oorlog, 'n wêreldoorlog, maar dat Amerika ingetrek word in hierdie oorlog sonder dat die administrasie bewus is van wat daar gebeur. Nou, daar's heel wat kommentators wat nou Lindsey Graham se bloed soek, wat vereis dat hulle gearresteer word as hulle terugkom op VSA bodem, wat ek nie dink sal sommer gebeur nie, maar dat Lindsey Graham 'n probleem gaan ontwikkel van een of ander aard, dit kan ek wel voorsien. Al is dit dan dat hy uitgestem gaan word in die volgende verkiesing. Maar intussen kan daar baie water in die see loop, kan baie dinge gebeur. Nou, as ons gaan kyk, dis asof die oorlogstokers, dis nou die Keir Starmers, die Macrons, die Lindsey Grahams van die wêreld, alles in hulle vermoë doen om die VSA op 'n slinkse wyse by hierdie oorlog met Rusland betrokke te raak. En dit lyk asof hulle vasberade en vasbeslote is om 'n oorlog met Rusland te kry. Nou, Steve Bannon en Professor Jeffrey Sachs is dit eensgesind dat hierdie aksies wat daar plaasgevind het, waarskynlik steeds gedryf word deur agente binne in die CIA, deur agente binne MI6 in Brittanje, dat hulle nog steeds hierdie oorlog as het ware agter die skerms dryf, sonder dat die Trump-administrasie deeglik daarvan kennis dra. En hulle doen 'n oproep en hulle sê asseblief, dit moet gestop word, want as dit nie gestop word nie, is ons almal binnekort dood. Want as ons gaan kyk wat kan gebeur tussen Rusland en Amerika, die twee grootste kernmoondhede op aarde, wanneer hulle mekaar pak, gaan daar niks van hierdie wêreld oorbly nie, behalwe miskien ons in die suidelike halfrond kan 'n direkte kernaanslag oorleef. Hoekom is die mense so gewillig om te dobbel met die voortbestaan van die mensdom? Dit is asof die wêreld inderdaad gek geraak het in hulle benadering ten opsigte. Hulle het fanaties geraak. En kyk net
uit een punt uit na Rusland, maar Rusland moet ten alle koste om die een of ander rede vernietig word, en ons moet onsself die vraag vra, is dit omdat hulle die Rothschilds in die land uitgeskop het? Is die mag van hierdie globalistiese elite dan so sterk, hulle invloed? Ons sien dwars deur die wêreld hoe behoudenis beginne opstaan en vir hulle regte wil beklei, maar steeds neig hulle voor soos 'n klomp selfmoordlustige, en ek gebruik die woord selfmoordlustige leiers van die westerse wêreld. En dit gaan nie hier oor die feit dat of Rusland hulle kan verslaan al dan nie. Dit gaan oor die feit dat dit die wêreld van twee kante af in 'n kernoorlog gaan dompel, wat die einde gaan beteken van 'n wêreld soos ons dit geken het. En dit kan alles binne 'n kwessie van letterlik minute gebeur. Die oomblik as iemand die verkeerde skuif gaan maak, dan gaan dit gebeur. Die feit dat die een gedeelte van die Russiese atoomtriad, soos hulle doen, of driehoek dan, die lug, land en see, een gedeelte, die luggedeelte wat nou geraak was, en daar was tog 'n ooreenkoms gewees wat bestaan het, the New Deal Treaty, wat in 2010 gesluit was. Dis hoekom al daai bomwerpers in die oop geparkeer is, sodat die satelliete dit kan sien. En hulle kan sien, maar daai vliegtuie is nie besig met snaakse goed nie. En wanneer hulle wel gebruik word om te vlieg, want hulle moet vlieg, dan stel hulle mekaar in kennis. En dat hulle nooit in groot hoeveelhede noodwendig saamwerk nie. En dit alles word nou skielik verbreek om Rusland te dwing tot optrede, sodat die wêreld kan sê Rusland is die aggressor in hierdie geval, of dat hulle kan sê Amerika is die aggressor, maar dit terwyl Donald Trump wil vrede maak in die wêreld, is daar agente binne sy eie administrasie agter die skerms wat weer 'n keer teen hom werk, wat net eenvoudig voortgaan met hulle duistere planne sonder om die res van die wêreld se bevolkings in gedagte te hou. Dink vir jouself as Suid-Afrika, wat gaan die invloed wees van 'n wêreldoorlog op Suid-Afrika? Boonbehalwe die feit dat hierdie goed voorspel was vir ons, sien ons nou met ons eie oë hoe dit uitspeel, hoe dit besig is om te gebeur. Waar dink julle gaan ons planne of pagte en onderdele vandaan kry vir ons kragopwekkingseenhede, die steenkoolkragopwekkingsstasies? Dit kom alles uit Frankryk, Italië en van daardie lande af. En hoe gaan ons maak as ons nie meer daardie onderdele kan kry, sekere medisyne kan invoer, brandstof kan invoer vrylik en dies meer nie? Wat gaan gebeur? Want ons eie land het sy vermoëns afgetakel. Hier is een klein raffinaderry in Suid-Afrika wat nog 'n bietjie brandstof raffineer. Die res het almal toegemaak. Ons staalproduksie, ons staalverwerkingsaanlegte, daai massiewe sal dan 'n staalprojek staan. Daai verwerking is buiteland toe. En ons moet dit ten duurste die verwerkte items terug in die land invoer. Dit terwyl daar nie werk in ons land is nie. Dink nou as die wêreld in 'n oorlog ingaan. 'n Regering wat reeds sukkel om 'n land te administreer, moet dan 'n land hanteer wat geen toegang tot bronne het nie. Waarna toe gaan dit lei? Dit gaan lei tot absolute chaos, hongersnood en uiteindelik gaan dit dan lei tot 'n volskaalse anargie-situasie. Presies wat ons gesê het gaan gebeur. En elke dag van die afgelope 3 jaar het ons 'n stappie nader gebring aan dit wat ons voorsien het gaan gebeur.
Ons beweeg stappie vir stappie nader aan die punt waar ons nie 'n keuse gaan hê anders as om te oorleef nie. En as jy na Jeffrey Sachs luister en jy luister na Steve Bannon en Joe Rogan en hierdie ouens, dan sê hulle vir jou, wat verstommend is dat die mense dit nie raak sien nie. Dat hulle nie hierdie gevare insien nie. Dat hulle net eenvoudig aangaan met hulle daaglikse lewens asof daar geen gevaar op die horison is nie. Maar is dit nie presies wat ons in ons land ook doen nie? Is dit nie presies wat besig is om hier ook te gebeur nie? Ons mense wil nie sien nie, hulle wil nie hoor nie, hulle wil nie potensieel hulle self beveilig deur aksie te neem nie, want hulle wil bly glo dat dinge sal regkom en dat dinge nie sal hand uitruk nie. Maar ons kan dit sien. Wie het gedink dat die oorlog in Rusland sal verder eskaleer? Ek het nie so gedink nie, ek het gehoop dit gebeur nie. En nes 'n mens dink, daar kom so 'n kalmte as gevolg van iemand se intervensie, dan vind ons weer hierdie geweldige toename, uitlokking in 'n oorlogssituasie, wat die einde van die mensdom soos ons dit ken, kan beteken. En hoe kan leiers in die wêreld so onsinnig optree, dat hulle dit nie verstaan nie? En ons vra dieselfde vraag vir Suid-Afrika se leiers. Waar is julle verantwoordelike optredes ten opsigte van die inwoners van Suid-Afrika met BEE, met grondonteiening, voedselsekerheid wat in gedrang kom? Dis asof julle wil hê die mense moet op die ou einde nie genoeg voedsel hê om te kan voortbestaan nie. Dis asof die beskawing absoluut in gekkigheid verval het. Maar daarmee maak ek nou eers klaar vir vanoggend. En al was dit nou 'n bitter oggend wat koue aanbetref, sowel as die nuus wat ek aan julle oorgedra het, maak dan nou maar daai kondensmelk koffie 'n bietjie soeter, want jy gaan dit nodig hê. En uit die aard van die saak praat ek môreoggend weer met julle. Mooi loop, lekker dag.